Hallo my vriend, is nou 80 jaar terug wat die D-dag bevryding was daar in Frankryk, Normandië. En een van die manne wat daar uitgery het op die boot op die strand was Jake Larson. En hy vertel dat hy het by die army aangesluit toe hy is Amerikaner toe hy 15 jaar oud was. 15. En tydjie daarna toe so op die boot en die boot het mos nou die land bestorm geland daarson, hy was toe 'n sersant. In elk geval, hy kry toe die aand onder die geweldige masjiengewere en baie landmyne. Hy sê daar was 1 miljoen landmyne reg vir die invallers, die bevryders. Hy sê toe word hy gou geroep deur die kolonel en sy slaapsak is daar met sy geweer. En die tydjie toe hy nou weg was by die kolonel, toe val 'n stuk skrapnel op sy slaapplek so hard, die ontploffing dat sy geweer in 2 was. En hy sê, daar is 'n God in die hemel. 2 keer gesê, daar is 'n God in die hemel. Nou, dit gaan oor die tema van geloof. Nou, as jy oor geloof wil praat, in die Bybel dan praat jy oor Abraham. Abraham, die vader van die gelowiges. Nou as jy kyk in Genesis, en later word dit so stukke daarvan woordeliks aangehaal in die boek Hebreërs. In Genesis word geskryf, Abraham was 75 jaar oud. Toe roep God hom. Hy was daar in Mesopotamië, tussen die Tigris en die Efraat rivier, Irak vandag. Hy was daar heeltemal bejaard. Ek wil so bejaard dat die NG Kerk sê, op 65 moet ons ouens aftree, te oud. Maar die God sê dit mos nie so nie, dankie Vader. Op 80 het Moses na Egipte gegaan, op 75 sê God vir Abraham, trek. Abraham sê, waartoe? God sê, ek sê nie vir jou waartoe nie, ek sê vir jou, vat jou goed en trek. So hy vat sy pa goed, Tera, sy pa se naam was Tera, en Sara sy vrou, en sy neefie Lot, en so trek hulle. En langs die pad was daar geweldige goed wat nog gebeur het. Hy was 75 toe die Here vir hom die belofte gee van, jy gaan 'n groot nasie word, en ek gaan jou baie seën, maar begin maar trek. En so trek hy mettertyd tot in Kanaan. Nou waar's Kanaan? Kanaan is die Wesbank, Gaza, Jordanië, Suid-Sirië, Libanon. Hy trek daai dele toe. Dis nou maar vandag se Israel. En die land van melk en honing is toe nie so land van melk en honing nie, want daar was 'n hongersnood. So hy moes versit met sy vrou na Egipte, want langs die Nyl met daai standhoudende water was daar brood en kos en koring. So gaan Abraham bietjie na daai tyd toe, maar sy vrou was baie mooi. En hy het geweet, hier kom moeilikheid. Want die farao gaan sy vrou agterkom en dan gaan die farao hom doodmaak om die vrou in die hande te kry. So Abraham weet dit kom, so hy lieg. Hy sê die mooi Sara is nie my vrou nie, my suster. En so laat kom die farao die vrou na sy paleis. En die farao het baie, soos hy sê, bad luck, dinge gaan glad nie goed in sy huis, dit loop heeltemal verkeerd, totdat die farao agterkom wat die probleem is, want hy het ander man se vrou in sy huis gevat. En die farao was toe eintlik baie ongelukkig daaroor, en hy jaag vir Sara weg, en vir Abraham, en al hulle goed en familie, en sê, gaan waar julle vandaan kom. So versit Abraham nou maar weer na Kanaan. Maar die Here maak vir Abraham 'n belofte. Hy sê, Abraham, kyk oos, noord, suid, oos en wes, so ver as jy sien, hierdie stuk, gaan ek vir jou en jou nageslag gee. En so bly Abraham daar, bietjie probleme gehad, familieprobleme met Lot, want Abraham het baie diere gehad en mense onder hom, en sy neefie Lot het aangewas, baie diere en mense, en die 2 familielede se werkers, die skaapwagters het onder mekaar begin stry, wie moet nou waar die dak gaan wy. En toe het Abraham gesê, nee Lot, so gaan dit nou nie werk nie, vat jy eers die beste deel, dan gaan jy daai kant toe, ek gaan ander kant toe. Maar die Here het met Abraham en al die moeilikheid met sy vrou en die farao en Lot en
Onthou nou in Israel was daar daai tyd nog ander volke ook. Kanaaniete en Feresiete en te veel mense in daai klein landjie wat almal op baie bietjie water en daai bietjie grassies, diere, was maar heeltyd konflik gewees. Tot die Here aan Abraham verskyn. En dis staan in Genesis 15. En die Here, die groot Here sê vir Abraham, Abraham, dis 'n mooi vers, en ek gee dit vir jou, wil jy dit nie vir jou vat nie? God sê vir Abraham, wat ek vir jou nou, ek gee dit vir jou, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, ek beskerm jou, jou beloning sal baie groot wees. So in die omstandighede van as maar 'n droërige landjie, min water, as te veel mense daar, as konflik, oorlog, nie bang wees nie. Ek beskerm jou, sê die Here, jou beloning sal baie groot wees. So Abraham het toe in die Here geglo. En die Here het dit goed gevind hoe Abraham gelewe het. En God sê vir Abraham, dit is nog Genesis 15 vers 15, jy sal in vrede sterf. Wat 'n mooi ding, in vrede sterf, in peace. Vrede sterf en op 'n hoë ouderdom sterf. Maar weet, daar moet nog baie water in die see loop, nee. God sê vir Abraham, Genesis 15 vers 18, aan jou, God sê vir Abraham, let wel, nee, aan jou en jou nageslag gee ek hierdie land. Aan jou en jou nageslag gee ek hierdie land. Dit staan so. Nou, Sarah is nou Abraham se vrou en sy raak bitterlik ongeduldig, as nou nie kinders in die huis nie. So wat sy maak toe iets anders. Sy sê vir Abraham, vat jy ons Egiptiese slavin. Sy het saam met ons pad gegee daar uit Egipte. Maak jy vir ons nou 'n kind by haar, dat daar daarom 'n kind in die huis is so. Dit moet maar gebeur so. Dis maar daai tyd het dit so gewerk. So daar word 'n kind gebore vir Abraham by die Egiptiese vrou, wat nie sy eie vrou is nie. Die kind se naam is Ismael. En Ismael beteken God luister. Die Bybel sê hy was 'n willekind. Hy was 'n jong man. Hy kon baie goed boogskiet. Jy moet lees in Genesis 21 vers 20 en later laat sy ma weer trou met die Egiptiese meisie. Maar hy was 'n ontembare wille donkie. Genesis 16 vers 12 sê hy het vir almal moeilikheid gegee en vandag word hy geëer as 'n profeet, Ismael. Maar toe Ismael 13 was, toe sê die Here vir Abraham, Sarah was nou 'n bietjie ongeduldig en sy het nou 'n ander plan gemaak, sy het nou 'n kind veroorsaak, dat haar kind in die huis kan wees. Maar ek gaan vir jou 'n kind gee, 'n kind by jou vrou. En volgens Genesis 17 vers 17 Abraham gelag, nie God lag hieroor, niks is vir God onmoontlik. As God iets wil doen, dan kan hy dit doen. En so toe die kind Ismael 13 was, toe kom Abraham se kind Isak. Maar toe raak Sarah nou baie ongeduldig en half jaloers in die huis op die Ismael. En sy sê vir Abraham is al oud nie, sy sê vir Abraham, jy moet vir Ismael en die vrou van Egipte wat vir ons al die jare gewerk het, moet daar wegjaag. Abraham is maar oud en hy kan nie lekker weerstand bied teen sy vrou nie en hy voel baie sleg daaroor. Hy sê, Here, kan nie daai ding doen nie. Kan nie daai ding doen nie, ek wil nie vir Ismael jaag nie. Die Here sê, luister, ek seën vir Isak. Abraham, Isak, ek seën vir jou en jou huis, maar ek gaan vir Ismael ook seën en sy huis. Dis ook nogal iets om te onthou. God het vir Ismael gesê, die God van Israel, die God van Abraham, die gelowige se God, sê, dit staan in die Bybel, ek sal vir Ismael seën. En dis die ding. Maar God sê vir Abraham, jou vrou, ons moet haar nou nie meer Sarah hier noem, ons noem haar nou Sarah. En die kind wat ek nou eintlik in gedagte het, ek gaan vir Ismael seën. En hy gaan sterker raak, hy gaan 12 seuns hê en 1 dogter, en daai dogter gaan die derde vrou wees van Isak, van Esau, die derde vrou van Esau nogal, nie? Maar my eintlike bedoeling sê God vir Abraham is, Isak gaan geseënd word, en ek maak 'n verbond met Isak, en ek sal my blywende verbond met Isak nakom. Dit staan in Genesis 17.
Nou wat is 'n verbond? 'n Verbond is 'n verbinding. God neem die inisiatief. Hy kies en hy vat 'n mens en hy sê ek sluit 'n verhouding wat blywend is, niks kan dit breek nie. En dis 'n blywende verhouding en ek gaan hierdie verhouding seën. So God seën vir Ismael, staan in die Bybel. Maar God sê ek seën vir Isak en dis 'n blywende verhouding vir hom en sy kinders se kinders. En al het Sara gelag en al het Abraham ook gelag. Vra die Here, hoekom lag julle? Moenie lag nie. Ek doen wat ek wil, sê God, en ek kies wie ek wil, en ek kan Ismael seën, en ek kan vir Isak ook seën, en ek kan die land gee vir Abraham en Isak se kinders, en dit sal geseënd gaan daar. So, toe Abraham onthou nou so 99 was, deur die Here se wil toe word Isak gebore. Ismael en sy ma, dis nie reg nie, maar het so maar gewerk, word weggejaag en die Here se engel sien die vrou en die seun van 13 en hy kom tot hulle en hy seën hulle ook. So, nou eeue daarna is die brief Hebreërs. Nou die boek Hebreërs is in die Nuwe Testament. Dis 'n brief aan ex-Jode. Hulle was Jode. 'n brief wat gerig word aan Jode wat nou ook in Jesus Christus glo. So Hebreërs, die boek Hebreërs haal stukke aan uit die Ou Testament. Die Hebreërs skrywer ken die Ou Testament. En Hebreërs 6 word aangehaal eintlik uit Genesis 17 in daai stukke. En daar staan regtig letterlik eintlik basies. Soos dit 'n mens in die hof kom en sê ek praat die waarheid. God seën my, praat die waarheid. So sweer God by die hoogste waarheid wat God homself is. Hy het nie hoor waarheid is homself nie. God sweer by homself en God sweer vir Abraham. Dit staan in Hebreërs 6. God sweer vir Abraham. Abraham, ek maak 'n verbond, 'n verbintenis tussen my en jou geslagte. En dan staan aan Hebreërs, die belofte, die verbond wat God maak, sluit alle teëspraak uit. Jy kan nie daarteen stry nie en dit is 'n waarborg dat dit wat God vir jou beloof het, dis die eerste dinge. Dis vir jou iets om aan vas te hou, of daar staan om na toe te vlug, want die belofte is vasgesluit, vasgemaak, soos 'n boot aan 'n anker met 'n tou. As jy en jou kinders vasgemaak aan Jesus Christus wat in die allerheiligste woon. Nogal interessant dat die Hebreërs praat van o God, en dan praat hy van Jesus Christus. Hebreërs boek skrywer is die bewys dat Jesus God is. Daar staan Jesus, daar staan letterlik o God. Ons God, o God, Jesus. So Jesus maak dit dat in die Ou Testament moes ons geoffer het, en diere en goed gedoen het om God te behaag, terwille van ons sonde, sodat ons vergewe kan word, dat ons gaan vrykom van sonde, dat ons kan die ewige lewe hê. En volgens Hebreërs 6 is dit nie meer nodig nie. Jesus Christus is die hoëpriester. Hy het homself gegee, sodat elkeen wat in hom glo vir ewig vas kan wees aan God. So dit wat in die begin van die Bybel staan, van God se beloftes vir Abraham, dit word mettertyd waar in Jesus Christus. Sodat ex-Jode, maar enige mens wat glo in Jesus Christus kan weet die Here het beloftes oor jou uitgespreek. En nou wil ek ook vir jou sê, as jy op die punt in jou lewe is, sê, wetende van jou swakhede, jou sonde, jou ouderdom, jou broosheid, as jy jou toevlug neem tot Jesus Christus, hoef daar geen verdere goed te gebeur nie, niks offers of niks anders nie. Jesus Christus kan jou red. Dit is die wonderlike van Hebreërs en Genesis. Amen. Nou gaan ek vir jou seën, ontvang dit asseblief. Mag dan die genade van Jesus Christus en die liefde van die Vader en die Heilige Gees by jou wees. Amen.